Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Soos julle weet, stap ons deur die boek Haggai hierdie week. En as jy dalk gister se vakansiedag gemis het, gaan kyk gerus op ons YouTube kanaal. Haggai is natuurlik die 10de van die klein profete wat deel vorm van die Nephiim of die profete, die laaste derde van die Ou Testament. En Haggai profeteer ongeveer min of meer 520 voor Christus, wanneer die Israeliete terugkeer van Babylonie af en na Jerusalem en die tempel kom wat vervalle is. Ons kyk vandag na Haggai 1 vers 12 tot 15 met die vraag: hoekom moet ons God gehoorsaam? Want hy is by ons. Kom ons luister dan saam na die woord van die enigste en lewende Here soos dit opgeskrywe staan in Haggai 1 vers 12 tot 15. Zerubbabel, seun van Shealtiel, en Joshua, die hoëpriester en seun van Jehosadak, en almal wat oor was van die volk, het geluister na die stem van die Here, hulle God, en ag geslaan op die woorde van Haggai die profeet, toe die Here hulle God hom gestuur het. Die volk was bang vir die Here, maar Haggai, die boodskapper van die Here, het in opdrag van die Here vir die volk gesê: ek is met julle. Dit is die uitspraak van die Here. Toe het die Here Zerubbabel, seun van Shealtiel en streeksgouverneur van Juda, en Joshua, seun van Jehosadak en hoëpriester, en almal wat oor was van die volk, begeester. Hulle het begin om die werk aan die huis van die Here, heerser oor alle magte, hulle God, aan te pak. Dit het gebeur op die 24ste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Hoekom moet ons God gehoorsaam? Want hy is by ons. Kom ons gaan terug in ons verbeelding na Jerusalem in 520 voor Christus. In Haggai lees ons in hierdie gedeelte hoe die volk reageer op God se opdrag om die tempel te herbou. Zerubbabel en Joshua en almal wat daarna luister na die stem van die Here, was bang vir God. En dan het God hulle bemoedig deur die woorde van Haggai. En God sê: ek is met julle. Dit is die uitspraak van die Here. En hulle het toe begin werk aan die huis van die Here, die heerser oor alle magte, hulle God. En hulle het daardie werk aangepak. En ja, miskien was die volk eers traag toe hulle die boodskap van God hoor. Hulle was miskien bang, maar hulle het geluister. Leiers soos Zerubbabel en Joshua lei die pad, en God gee die mooiste belofte aan hulle: ek is met julle. Hy wek hulle harte op. Hy gee hulle krag om gehoorsaam te wees aan sy woorde. Dit wys ons dat God nie net beveel nie, maar ook saam met ons stap wanneer ons sy wil volg. Hoekom moet ons God gehoorsaam? Want hy is met ons en sy teenwoordigheid gee ons moed. Ons lees wat Paulus dan ook skryf in Filippense 2 vers 13, dat God in ons werk om sy wil te doen. Ons belyde skrifte leer ons ook dat God se genade ons hart verander om hom te gehoorsaam. En as feilbare mense staan jy dalk voor 'n keuse in jou daaglikse lewe. Sal jy eerlik wees met jou besigheid? Sal jy in 'n toets eerlik wees en nie verneek nie? Sal jy opstaan vir geregtigheid wanneer dit jou ongemaklik maak? En soveel ander vrae wat ons toets of ons die wil van die Here wil gehoorsaam. Gehoorsaamheid aan God voel soms soos 'n baie groot sprong, maar hy beloof om by jou te wees. Sy Gees gee jou die krag om die regte ding te doen, selfs al is dit moeilik. En dit is amper, wil ek myself insien, soos om met 'n blinddoek te stap in 'n huis waar dit donker is en wat jy glad nie ken nie. Wanneer jy dit alleen doen, voel jy onseker en oorweldig. Maar as 'n vriend wat jy vertrou jou hand kom vat en jou lei, dan voel jy veilig. En God is soos daardie vriend en soveel meer. Wanneer hy jou roep, kom loop hy langs jou en sy teenwoordigheid gee vir jou moed. Sy Gees is in jou en hy werk deur jou. En daarop is sy woord ook die lig wat vir die weg wys op jou pad, soos wat Psalm 119 ons ook leer. Kom ons maak hierdie prakties. Dink aan 'n area waar God jou roep om iets te doen. Miskien om iemand te vergewe,
Miskien moet jou geloof met iemand te deel, of iets anders wat persoonlik aan jou is. Dit voel dalk skrikwekkend. Dit maak jou dalk bang, maar God beloof, hy is by jou. Vra hom vir krag, stap in geloof, en jou klein stappe van gehoorsaamheid gaan groot verskille maak, want God werk in jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons deur Haggai leer dat U by U volk was terwyl hulle U gehoorsaam het. Help ons vandag om U te gehoorsaam en volgens U voorskrifte te lewe. Ons bid hierdie nie omdat dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, wat in ons plek gesterf het aan die kruis vir ons sondes. In sy naam alleen. Amen. Dit was dan ons oordenking vir vandag, en my uitdagingsvraag vir vandag is, watter keuse staan jy voor, waar jy God se teenwoordigheid nodig het om dit te gehoorsaam? Hou hierdie in gedagte vandag en vra God vir moed. Sien julle môre vir ons Woensdag oordenking.